dromme en kom dans voor Godse oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja, want sy woord sal ewig staan. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik heer U grote Soek rigting en bestemming in die sonde vasgevang, is gedoen, vrygekomen, uit genade lewe hoor. U is genade, barmhartig, U red ons uit die dood. Lewe voor U, nie verloren nie, vreugde vol bely ons.
Goeiemôre liewe gemeente, welkom volgende keer in die Weesbeheer. Ek kan net die oomlik in die afkondigings namens die kerkraad aan die voortou. Eerstens ons het al die besoekers verwelkom. Hier is spesiale diens wat ons vanoggend hier het, ons belydenisaflegging van ons finalejaars. Ek wil net die ouers waarsku, ek het hier voor gestaan en na die slideshow gestaan en kyk en so na elke kind se gesiggie. As daai slideshows opgekom het, en ek dink daar's 'n paar ouers wat 'n paar verduidelikings sal moet lewer oor die foto's wat gekies was. Maar ja, baie welkom almal. As jy vanaf kyk na die afkondigings, simpatie dink ons die familie van Kantoorwyn en Oudjaus. Sy was 4 jaar lang lidmaat by ons gewees en sy het afgelope week oorlede. Dan vra sy dat al die laerskoolkinders na die diens in die ark sal aanmeld. Hulle oefen daar vir die Kersangdiens en die hoërskoolleerlinge dan in die kerk agterbly asseblief. Dan herinner ons net weer aan die bringende deelgeleentheid in ons Kersangdiens, dis oor 2 weke. En dan vir ons wil ons net ook sê dankie vir al die donasie wat er gekom het vir die lekker toepakkies vir die kinders vir die Kersangdiens. Ons kort egter nog 'n paar, so enige donasies daar sal welkom wees. En dan kort ons ook 2 liter koeldrankbottels vir die Kersskool. Dit is nodig so iemand wat daar ook kan help, sal ons dit waardeer. En dan nooi ons ook almal uit na die diens saam met die finalejaars en hulle familie. Weet jy ding die daar agter die sal kom geniet. Dan wil ek ook vra dat die deurlief ons het nader staan asseblief. Dit was die afgelope week ons deurlief se verjaarsdag en dan namens die gemeente deurlief ons het vir so baie gelukkige verjaarsdag. Ons het ons baie geseënd en gesonde jare voor. En afsien namens die gemeente besoek. Ek gaan nou vra dat net vir almal staan dat ons die seënbede kan toesing. Hierdie bril verlede Sondag in die kerk agtergebly na die diens. Ek sit hom net hier op die katedra as iemand om na die tyd wil maak. Ek vra dan nou net almal sal staan dat ons hierdie seënbede toesing. Gemeente, goeiemôre. Welkom vanoggend hier by die diens. Dit is wonderlik om vandag hier te wees en die voltooiing van 'n baie spesiale pad van hierdie jong mense wat voor in die kerk sit te kan beleef. Ek vra dat almal maar geduldig sal wees vandag en effe langer as ons normale diens wees. So as ons verby 10 gaan, moet nog nie skrik nie, maar as ons na by 11 kom, is julle welkom om vir my julle horlosies te wys dat dit nou sulke tyd raak. Dit van my kant af, kom ons word saam voor Here stil. Uw liefde ek u weet, dit bly my elke oomblik by. U gebooie gee my meer insig as wat my vyand het. En is altyd by my. Here, dankie dat ons hier is die gemeente mag wees. Dat ons mag weet wat om te doen. Dat u vir ons in die woord gesê het. Dit wat 'n mens kan doen om naby u te bly en die pad saam met u te loop. Here, u weet wat almal in hierdie tyd waarin ons nou leef deurgaan. Help ons asseblief te midde daarvan naby u te bly. Mag u genade oor ons groot wees. Here, ons wil u ook vra wees spesiaal met die matrikulante wat in die komende week begin met hulle eindeksamen. Dra hulle sterk hulle, mag u genade vir hulle baie groot wees. Meer as wat hulle verdien vir dit wat hulle leer, mag hulle punte goed wees. Wees met elke onderwyser wat hulle bystaan, merk en toesig moet hou in hierdie tyd. Wees met elkeen van die ouers wat hulle kinders in hierdie hulle gedeelte van hulle skoolloopbaan begelei en dra. Here, ons wil u ook vra. Wees vanoggend met ons in hierdie erediens.
Mag elke ding wat ons doen, U naam verheerlik en ons nader aan U bring. Amen. Wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan saam en loof die Here. Aangesit word as die mense wat daar sit, hulle wil aan nie. In die geval van die waaiers onder die galery, hou maar net in gedagte as jy bietjie langer is. Hy gaan jou nie tref nie, maar as jy jou hand opsteek kan dit interessant raak. Vanoggend is ons hier vir 'n spesiale geleentheid, maar ek sien ook ons 'n stewige aantal jonges hier, so ek wil graag vra dat die jonges wat hier is asseblief na vore kom. As jullie voorkom. As jullie voorkom, kan julle so in 'n halfbaan sit. So julle kan maar naby kom, ek byt nie, beloof. Hoor julle allemaal. Hoe gaan het vanoggend met julle? Goed. Julle lekker naweek gehad tot dusver? Dis lekker. Ek is bly. Ek wil eintlik vanoggend met julle praat oor ietsie
baie prakties. Julle weet, hier so by die kerk het ons in die skoolkwartaal 'n snaakse ding gebeur. Na die diens dan kan jy nie net huis toe gaan nie. Wat gebeur daarna? Julle het Sondagskool, ja. Weet julle hoekom dit gebeur? Om van Jesus meer te leer, presies dit. Ons werk met die gedagte, as 'n kind klein is, dan doop ons hulle om hulle te herinner dat hulle deel van God se verbond is. Een van die goeders wat die mamas en pappa beloof is om seker te maak hulle kinders word op die regte manier grootgemaak en als geleer van geloof, maar nie almal van ons weet altyd ewe baie van ons geloof nie. So in die kerk het ons 'n paar mense wat elke jaar hulle self beskikbaar stel en sê, ek sal hierdie groepie vat en hulle help. En dan is hulle daar om ook te help dat daar ekstra tyd is om te leer en vir mense op die regte koers te kry. En vandag vier ons die feit dat dit op 'n sekere punt gekom het, want die ooms en tannies wat daar net agter julle sit, het amper 12 jaar daarvan deurgegaan. En nou het ons gesê, hulle is op 'n plek dat hulle reg is om self verantwoordelikheid te kan vat. So kerklik gesproke al is hulle meestal 17, is hulle na vandag nie meer kinders nie, maar hanteer ons hulle as volwassenes. Dis ook die pad wat elkeen van julle loop. Want ons wil hê julle moet lief wees vir Jesus, oor hom leer en die pad saam met hom loop. Want hoe meer tyd ons daarmee kry, hoe beter gaan dit. Het julle al agtergekom, as jy nie van iets hou nie en dit nie doen nie, raak mens nie goed daarmee nie. Wie van julle is baie goed met huiswerk doen? Dit was stout, sorry. Wie van julle spandeer baie tyd aan huiswerk? Dit is nogal interessant dat die soort goed is dieselfde is wat baie tyd daarin spandeer. So is dit in elke ding in ons lewe, ook ons geloof. Daarom is dit ook belangrik en sinvol om soveel as moontlik tyd met die Here te spandeer, sodat mens ook daarin beter mag raak. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat ons vandag ook hier spesiaal kan wees, om te vier dit wat soveel jare terug begin is. Here, mag U genade ons lei om te doen wat U wil is, en die pad saam met U te loop. Help ons asseblief, ook die tyd te maak wat nodig is, vir ons geloof en vir dit wat belangrik is. Mag ons onthou, dat ons hier op aarde is, om U te dien en die werk te doen. Amen. Is nie julle kans om liedjies aan te sing? Ja. As daar enige twyfel was, daar is dit. Okay. Kom ons staan saam, ons sing stapseldaadjie. Die bewegings behoort redelik bekend te wees, so die groot mense mag het ook maar saam doen. Help seker maak dat almal lekker kry, dan kan almal by die gesinne weer gaan sit.
Ek sal dit probeer so wees. Baie dankie daarvoor. Soos ek vir die kinders vanoggend gesê het, is ons hier so om 'n proses wat begin het met die doop te vier. Om hierdie jong mense die geleentheid te gee om voor God en sy gemeente hulle geloof te bly. Daarom gaan ons vanoggend ook sien wat 'n bietjie anderster is. Julle sal sien die doopfond is hier voor, want dis waar dit alles begin is, en om elkeen van hulle te herinner waar dit begin het en waar ons hier is. Gaan elkeen die geleentheid gee om hier verby te kom. Die water draak, herinner te word dat jy gedoop is. Dat jy deel van God se verbond is. En as jy nog nie gedoop is nie, dat jy gedoop gaan word as teken. En daarmee word ons herinner dat Jesus ons sondes vergeef het, dat hy vir ons gekies het nog voordat ons self 'n besluit kon neem, terwyl dit nie in ons hande was nie, maar in sy hande. So, soos julle reg is, staan een op, kom verby, en dan kan julle maar hier voorst kom staan. Soos julle kan sien, is daar 16 jong mense en een effe minder jong mense, maar nog steeds jong, want ons het hierdie jaar 16 finaljaars en in die tyd ook een volwassene wat belydenis van geloof aflê, so al 17 is hier vir die spesiale geleentheid. Die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap te gee van hulle geloof. So antwoord hulle op God se beloftes in die doop. Die doop verseker ons dat ons aan God behoort. Dit beteken dat hy ons Vader is, wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Dit geld vir julle wat reeds gedoop is en ook vir julle wat nou gedoop gaan word. Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat julle met die mond bely wat julle ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat julle maak, om alleen op hom te vertrou, om 'n lewe volgens sy woord getrou deel te neem aan die erediens en aan alle aktiwiteite van sy kerk, om te volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te verheerlik. Dit beteken dat julle verklaar dat dit julle opregte voornemens om in hierdie belydenis te volhard. Aangesien julle die kerkraad oortuig het van julle genoegsame kennis van die Bybel en van die leer van die kerk en van julle persoonlike geloofsvertroue. Hierdie kerkraad met blydskap toestemming verleen dat julle in openbaar geloofbelydenis mag aflê. Daarom versoek ek julle om voor God en sy gemeente op die volgende vrae te antwoord. Glo julle dat die leer, soos in die Ou en Nuwe Testament in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van verlossing is? Beloof jy as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en om alle leerlinge wat daarvan afwyk te verwerp? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en aktief aan die werksamehede van die kerk deel te neem? Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op hierdie regte pad te bly? De Wet,
Janine? Donald? Bianca? Sorry. Michaela? Kijk van achter of ik zie iemand. Lenel? Diane? Leandre? Jacob? Marlene? Ek het nou nie gehoor nie, dit was 'n ja nie. Marie? Diane? Ja. Chantal? Nathan? Zandri? Wag. Ek het Marlene en onverskoning, Megan ongeruil. Megan het jou gesê alhoewel op die vierde naam. Marlene? Jordan? Leonard? Dan wil ek vra dat julle almal so tree of twee teruggee. Asseblief nie teen die goeders vasloop nie. So kyk maar agter julle. Kyk. Megan, kan jy net so hier so kom staan? Leandre, as jy so daar so kan wees en Jacob, as jy ook ja. Ek wil vra dat die wat nog nie gedoop is nie, asseblief hier voor kom staan. Die doop mag alleen aan volwassenes bedien word, as hulle die evangelie glo, belydenis doen van hulle sonde en van hulle geloof in die Here Jesus Christus. Daarom mag jy as volwassene alleen gedoop word indien jy bely dat jy in hom as verlosser glo, sodat almal kan hoor dat jy opreg in Christus glo en dat jy begeer om die doop te ontvang as teken en seël van jou inleiding as lewende lidmaat van Christus in sy gemeente. Moet jy die volgende vraag eerlik en opreg antwoord. Eerste, glo julle dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van verlossing is? Ja, Maria. Bely julle op grond van die woord van God dat jy as sondaar in die wêreld gekom het en onder die oordeel van God staan, maar dat jy deur die geloof in Christus gered is en daarom as lidmaat van sy gemeente gedoop word. Verklaar julle dat dit julle opregte voorneme is om in die Christelike lewe te volhard, die Here te dien en te bly, voor die mense getrou te wees in die eredienste. Beloof julle dat julle self vrywillig onderwerp aan kerklike opsig en tug. Jordan, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leland, doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Marianne, doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Op grond van die genade van ons soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat julle sopas afgelê het, word hiermee verklaar dat julle belydende lidmate van die Nederduits gereformeerde gemeente Oberholzer is. In die goeie wedloop van geloof moet julle julle kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God julle geroep. Julle kan weer gaan staan. Daartoe het God julle geroep en het julle die goeie belydenis vir baie getuies afgelê. Gemeente, sien hom na die lidmate. Ontvang hulle as medelede van die liggaam van Christus. Moedig hulle aan tot liefde en goeie werke en bid vir hulle. Leef in liefde met mekaar, want so Heiland het gesê, as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Hemelvader, ons dank U dat U werk voortsit en steeds mense roep en bring om belydenis van hulle geloof in U te doen.
Ons bid dat U, hulle deur U Heilige Gees, hoe langer, hoe sterker sal bind aan Jesus Christus en sy kerk. Ons bid dat U hulle sal staande en laat groei in die geloof en kennis van ons Here Jesus Christus, dat U hulle voortdurend sal lei tot 'n lewe van diens en gehoorsaamheid aan U, tot kragtige getuienis in die wêreld, en dat U hulle sal bewaar van versoeking. Gee dat hulle in die laaste dag onder die skare uitverkorenes die oorwinning voor die troon sal verskyn. Here, ons vra U, wees met elkeen van hierdie jong mense wat klaar maak met 'n gedeelte van hulle lewe in 'n volgende fase ingaan. Mag U hulle daarin dra, hulle die moed, die krag, die hoop en die energie gee, om elke dag op te staan en U te dien, om die pad saam met U te loop, in die maklike maar ook in die moeilike tye. Mag die Heilige Gees hulle lei en bewaar. Amen. Ek wil dan graag vra dat ons leier ouderling, onderleier ouderling, leier diaken, onderleier diaken saam sal kom dat ons vir hierdie jong mense kan gelukwens. De wet, die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Shanae, hy skud jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Daniel, hou vas aan wat ek voorskryf, want dit sal vir jou 'n lang lewe verseker. Dit sal maak dat jy 'n vol lewe het. Mikaela, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ja, die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Jakob, moet jy nie deur kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad en die goeie. Leandrie, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Megan, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Marie, niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Ja, onderwerp julle daarom in nederigheid en kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem. Chantijn, ek ken die Here altyd by my. Kom
deur my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek veilig. Okay, hier kom my beste Engels vir die dag. Fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Zamru, die Here sal voor jou uitgaan. Hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie. Amen. Leef in Christus Jesus, wees in hom gewortel en opgebou en word vas in die geloof. Jordan, net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Leonijn, skenk vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Ek wil vra dat ons staan en die sien, ook oor hulle sin. O
Vanoggend op hierdie spesiale dag lees ons uit Romeine hoofstuk 8. Romeine 8 vanaf vers 26 tot vers 39. Romeine 8 vanaf vers 26 tot vers 39. Kom ons neem 'n oomblik en word stil voor die Here. Hemelvader, dankie vir dit wat ons as getuies mag gesien het en beleef het. Dankie vir daardie teken van u genade en u verbond en u liefde. Here, wees ook nou met ons waar ons uit die woord uit lees. Mag ons verder ontvang dit wat u vir ons bedoel het. Amen. Romeine 8 vanaf vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtiging wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluite geroep is, dat die wat hy lank tevore verkies het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep, en die wat hy geroep het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Hy het nie sy eie seun gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Jesus Christus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Daar staan immers geskrywe, dit is oor u, dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar al die dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele of bose magte, of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Tot daar sit ons skriflesing vanoggend. Ons het vanoggend die voltooiing van die katedrieproses beleef, een van die mooi geleenthede wat, alhoewel dit nie 'n sakrament is nie, uitvloei uit een van ons belangrikste sakramente. In hierdie kwartaal kyk ons 'n bietjie na die Heidelbergse Katekismus. Dis 'n belydenisskrif wat vir 'n redelik lang tyd in die kerk gebruik was as kategese materiaal. 52 sondae met vrae en antwoorde daarso wat vra en die eerste daarvan is een wat 'n ou bekende lied vervat is wat vir mens die vraag vra: wat is my enigste troos in lewe en in dood? En ons weet die antwoord daarop wat ook in die lied is dat ons aan Jesus Christus behoort. Dit is hoe God met ons werk. Hy kom herinner ons dat ons troos in hierdie lewe, ten spyte van wat aangaan met die ekonomie, ten spyte van wat aangaan met dorpe, stede en wat ook al mens wil lys as klagtes en probleme, het ons nog steeds die troos dat die Here by ons is. En dat hierdie lewe nie die einde is nie, maar ook dat dit wat hierna kom met ons is. Om verskoning, ek het my keer vergeet. Romeine begin juis as Paulus 'n brief wat hy aan 'n gemeente skryf om hulle alles wat nodig is oor geloof te vertel en te wys. En hy begin deur God se liefde,
God se liefde wat so groot is dat hy niks nie vir ons wil doen, niks nie vir ons sal gee nie, dat hy vir ons intree deur sy seun te stuur, die hoogste prys vir elke liewe een van ons betaal. Dit is waar ons troos en hoop geword is, God se liefde wat groter, sterker, kragtiger as enigiets anders is. En dan gaan dit oor na, ook in die Sondag wat volg, as jy nou die katekismes gaan lees, Sondag 2 tot 4, het nogal redelik te doen met, okay, God is vir ons lief, en hy het ons geroep as sy kinders, maar as jy nou iemand se kind is, dan tree mens nou seker op 'n sekere manier op, en weet nie van julle nie, ek het die vakansie so bietjie by my ouers gekuier, en van die goed wat ek sê en doen, dan sê my ma, daai is jou pa. En met ons kinders, dan doen jy dit ook, ek sien wat jou kinders daar doen, maar dit is nes hulle ma. En so is dit ook, wanneer ons kinders van God is. Ons wil ook so wees dat mense sê, dit is 'n kind van God. Die vraag is, hoe weet mens wat om te doen? Wat mens moet kry? En Romeine vertel vir ons het daarvoor die wet en die profete gekry. Die wet wat vir ons vertel, hierdie is die manier hoe mens behoort op te tree, wat mens behoort te doen. Hierdie is die dinge wat seker maak dat mens